Okay, so ek wil net gou almal mute. Alright, so vanmôre is opstandingsdag en wat 'n wonderlike boodskap is dit dat ons vir ewig kan lewe. Jesus het in Johannes 11 gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterf. Daar's geen ander godsdiens in hierdie wêreld wat dit kan sê nie. Geen ander godsdiens. Sy leier was dood en hy het opgestaan, behalwe die Christelike godsdiens. En daarom roem ons vanmôre in die opstanding van die Here Jesus. Ek gaan my skerm met julle share, dan gaan julle sien waaroor wil ek praat. Ek dink hier is 'n baie belangrike saak. Okay, dit gaan oor die opstanding. En ek wil net gou die skerm 'n bietjie groter maak. Daar's hy, glo julle kan dit sien. Opstanding, halleluja, halleluja, daar's hoop. Daar is hoop vir die toekoms, want Jesus het opgestaan en hy sit op die troon van waar hy weer sal kom. Net soos hy opgevaar het hemel toe, net so sal hy weer kom. So ons lees vanmôre Lukas 24:10 oor die opstanding. Hy sê, en dit was Maria, Magdalena, Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue wat saam met hulle, wat dit aan die apostels vertel het. So hulle het na die graf toe gegaan, vroeg op die eerste dag van die week, dit was die Sondag, en toe hulle daar kom, was die graf alreeds leeg. So ek glo, onthou die Joodse dag begin 6:00 die vorige aand, so eintlik gisteraand 6:00 het Sondag vir hulle al begin. So na 6 gisteraand, enige tyd daarvan af, het Jesus opgestaan uit die graf uit. Ek glo kort na 6 het hy opgestaan uit die graf uit, en ons kan nog eendag 'n bietjie daaroor praat. Maar hulle het dit nou vir die apostels vertel, en dit sê, en hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het nie geglo nie. Nou, Jesus het soveel keer vir hulle gesê, ek gaan 3 dae in die graf wees, maar ek gaan weer opstaan. Ek gaan sterf, ek lê my lewe neer, maar op die 3de dag sal ek opstaan, of na die 3de dag sal ek opstaan. Nou Petrus het toe opgestaan na die graf toe gehardloop, en ander evangelie sê dat Johannes het saam met hom gehardloop. Toe hy neerbuk, sien hy die doeke lê, die grafkleed wat om Jesus gedraai het daar gelê. En hy het weggegaan huis toe vol verwondering oor wat gebeur het. Nou as hulle werklik geglo het wat Jesus gesê het, dan moes hulle eintlik daai oggend van die opstanding, die eerste dag van die week, moes hulle daar by die graf gaan wag het. Maar hulle het dit nie geglo nie, hulle het gedink dis onsinnige praatjies. Dit het nie vir hulle sin gemaak dat Jesus sou opstaan uit die dood uit. En tog het hulle gesien hoe dat hy Lazarus uit die dood uit opgewek het. Nou, die Here was gekruisig by die plek van die hoofskedel wat genoem is Golgotha. Golgotha beteken plek van die hoofskedel. En volgens oorlewering, en dit het ek hierdie week gehoor toe ek na iemand geluister het wat uitbrei oor die sterwe van Jesus op die kruis, en waar hy sê dat hierdie heuwel Golgotha, wat beteken hoofskedel, het die Jode van daai tyd het geglo dat Adam se skedel op daai selfde plek begrawe is. En baie van die skrywers soos Jerome en ander skrywers wat geleef het in die 1ste tot die 3de eeu na Christus, nadat hy opgestaan het, het geskryf oor hierdie. So die Bybel sê dit nie, dat Adam se skedel daar begrawe was nie. Maar die Bybelse mense het dit geglo.
Dit was een van die dinge wat hulle geglo het. En toe Jesus se bloed van sy liggaam afvloei en hy sterf, was daar 'n aardbewing. Kyk, hier sê hy dit in Matteus 27:51. Hy sê, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder, so God het daai skeiding wat daar tussen ons en hom was, die voorhangsel wat tussen die heilige en die heilige der heilige gehang het God self geskeur toe Jesus sterwe. En hy sê die aarde het gebewe, daar was 'n aardbewing en rotse het geskeur. So wat gebeur het is, daar was daai aardbewing en wat hierdie Bybelskrywer sê is dat die bloed van Jesus deur daai kraak, daai aardbewing gevloei het op die skedel van Adam. So wat beteken dit? Adam het gesondig, maar Jesus het die prys betaal. Want hy het aan Adam en Eva beloof, hy sê, die saad van die vrou sal die kop van die slang vermorsel. En hier kom Jesus en hy vermorsel die dood, hy vermorsel die doderyk, hy vat die sleutels van die doderyk en hy staan op, halleluja, en sy graf is vir ewig leef, want hy is nie meer daar nie. Die engel het ook vir die disippels gesê, waarom soek julle die lewende by die dooies? Nou, Paulus, en ek wil vanmôre oor dit praat, want ek wil praat, my onderwerp vanmôre is, waarom het Jesus eintlik gesterwe en opgestaan uit die graf uit? Waarom was dit nodig dat dit so sou gebeur? Nou, Paulus was eers genoem Saulus en ons weet dat hy die Christene vervolg het. So hy het nie Jesus geken nie, hy was nie daar, hy het Jesus nie gesien na die opstanding nie, maar 'n ruk daarna het hy die kerk vervolg en hy het gedink hy doen goed. Hy sê en van die briewe, hy het briewe gekry by die owerstes en dan gaan hy, en hy was op pad na Damaskus sodat hy mense sou vind wat van die weg was. Dit is mense wat Jesus gevolg het. Manne sowel as vroue, hy hulle geboei en na Jerusalem kon terugbring. So hy het hulle in die tronk gesit en daar's baie van hulle wat doodgemaak is omdat hulle in Jesus geglo het. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal 'n skielike lig van die hemel af. Nou ek glo dat hierdie lig wat van die hemel af was die lig Jesus Christus wat op hom geskyn het uit die hemel uit. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En toe antwoord hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Met ander woorde, jy's op die verkeerde pad. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat gedoen moet word. En daar in die stad was 'n man, 'n disipel van Jesus, met die naam van Ananias, en hy het gegaan in die huis gekom. Die Here het hom 'n opdrag gegee om na Paulus toe te gaan, want Paulus was blind. Na daai lig, na daai verskyning, na daai ontmoeting met die lewende Jesus, hy die opgewekte Jesus ontmoet op daai pad van Damaskus. En hy stuur hom en hy kom en hy sê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval en hy kon onmiddellik weer sien en het opgestaan en is gedoop. Nou wat het hier met Saulus gebeur wat eintlik Paulus geword het? Want sy naam het verander van Saulus, die vervolging, na Paulus, die apostel, die disipel van Jesus Christus. Wat het gebeur? Die Bybel sê daar het skille van sy oë afgeval, nie net van sy fisiese oë nie, maar ook van sy geestelike oë, want toe hy Jesus ontmoet op daai pad van Damaskus, het sy hele lewe verander. Hy het opgestaan, sê die Bybel, hy het opgestaan. Nou ek
weet, hierdie verwys na fisies opstaan, maar hy het ook geestelik opgestaan. En dit is waaroor ek vanmôre wil praat. Dit is die rede, dit is wat die doel van die kruisiging en die opstanding. Want Jesus word genoem die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. So hy was daai woordjie eersgeborene het ek al in die verlede gesê, is prototype. Die Grieks vir dit beteken prototype. Ons was na die beeld van God geskape, die onsigbare God. Die beeld van God was Christus, eersgeborene van die hele skepping. Voor Adam was Christus. Maar Adam het geval, en ons weet hy het daai heerlikheid van die Here verloor. Daai beeld was geskend. Hy sê, want in hom is alle dinge, hy praat van Christus, geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat onsienlik en sienlik, trone sowel as heerskappy, owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Met ander woorde, dit gaan alles oor die herstel van die beeld van Christus, soos dit oorspronklik was. Dis die doel van die kruisiging. Dit is waarom daar 'n offer gebring moes word, sodat die eerste Adam, daai bloed op sy skedel kan vloei, en hy vergewe kon word, en Eva vergewe kon word, en ons vergewe kon word, want die bloed van Christus was die prys wat dit betaal het. En hy sê, hy is die hoof, hy verwys na Jesus. Hy sê, maar hy is nie net die eersteling van die skepping nie, maar hy is ook die hoof van sy liggaam, die gemeente. Hy wat van die begin af is ook die eersgeborene uit die dode. So in die begin was hy die eersgeborene, hier is hy die eersgeborene uit die dode. Die eerste mens wat gesterf het in sonde en wat weer opgestaan het, wat lewendig geword het, sodat hy in alles eerste kan wees. Jy sien, Christus is dit waaroor dit alles gaan. En dis die doel van die kruisiging en die opstanding, sodat ons daai oorspronklike beeld wat ons verloor het, deur sonde en deur ongeregtigheid en deur te verdwaal, weg van die Here af te gaan, dat ons dit weer kan terugkry, dat daar 'n herskepping, en dis wat gebeur het met Paulus. Saulus is wedergebore, hy is uit die hemel gebore, en dit is wat die krag van wedergeboorte is. Ons word weer herstel in die oorspronklike toestand, waarin Adam en Eva was, toe hulle nog sonder sonde was. Hy sê, want dit het die Vader behaag om in hom, in Christus, dat die ganse volheid in hom sou woon. Jy sien, Christus in hom, in ons en ons in hom. Dit is die doel van God. So die eerste Adam, sê Romeine 1 vers 21, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. As 'n mens in sonde lewe, is jou hart verduister. Jy's blind, geestelik blind, soos wat Paulus of Saulus was. En daar moet iets met jou gebeur, daar moet 'n ondervinding, 'n ontmoeting kom met die opgestane Jesus. En dan begin jy weer lewe en dan word jy weer herstel. Hy sê, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Dis die mense wat onverstandig is en verduister is. En het die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens, van voëls en viervoetige en kruipende diere. Jy sien, dis wat die mens gedoen het. Toe hy in sonde val, het hy daai beeld van God verander na die van 'n gewone mens, en selfs van diere en afgodsbeelde wat hy gemaak het. Hy sê, maar en julle, en dan kom hy in Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak. Wat beteken dit? Dit beteken, ons het saam met Christus opgestaan, wat dood was deur die misdade en die sonde. Halleluja! Waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, dis in ons ou lewe, volgens die owerste van die mag van die lig, dis
die Satan, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. So hy werk nog steeds op hierdie aarde in baie mense, en hy verblind hulle vir die feit dat Christus opgestaan het, want hy weet as hulle dit besef en dit glo, dan staan hulle ook op as 'n nuwe Adam, as 'n nuwe mens in Christus Jesus. Kyk wat sê hy, wat was die doel van die kruis? Efesiërs, en dis dieselfde Paulus wat hierdie skryf. En hy skryf vir die gemeente van Efese, in Efese 1 vers 16, hy sê, ek hou nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Hy sê, ek bid vir julle en ek dank die Here, dat die Here ook hierdie openbaring vir julle sal gee. Hy sê dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Met ander woorde, hy sê daai gees van Christus, die gees van wysheid, die Heilige Gees, dat hy julle ook hierdie openbaring sal gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet, nie raai nie, kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Nou hierdie is vir my so 'n kragtige vers. Hy sê, mag God, ek bid en ek dank God, dat die Here vir julle verligte oë van julle verstand sal gee, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is. Die hoop van sy roeping is om vir ewig te lewe saam met hom, en die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges. Ons is erfgename van God en mede-erfgename van Christus Jesus. En hy sê, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, wat glo, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. En dit was die doel van die kruis en die doel van die opstanding, dat daai selfde gees wat Jesus uit die dode uit opgewek het, ons ook uit ons geestelike dood opwek. Nie net opwek nie, maar saam met hom laat sit aan die regterhand in die hemele. In die gees sit ons vanmôre saam met hom aan die regterhand van die Vader. Ons is opgewek saam met Jesus, en dis wat ek vanmôre wil sê. Ons is bly, ons juig vanmôre saam met die hemel, dat die graf leeg is. Jesus het opgestaan, daar's 'n nuwe begin. Hy is die laaste Adam, uit wie mense gebore word tot die ewige lewe. Hy sê ook, toe ons dood was deur die misdade, is ons lewend gemaak saam met Christus. So ek wil vanmôre vir u sê, toe Jesus daai oggend opstaan, sy liggaam was vernietig. Dit was so dat mense hom nie eers sou herken nie, sê die Bybel. So verskriklik het hulle hom gemartel en vernietig, hom geslaan, op hom gespieg, sy liggaam verbrysel, hom aan die kruis vasgenaal, 'n doringkroon op sy kop gesit. Hy het uitgebloei, selfs al in die tuin van Getsemane, het sy sweet bloed geword, en dis werklik 'n wetenskaplike ding, dat dit kan gebeur, dat as 'n mens onder hoë stres is, dat jou sweet soos bloed uit jou liggaam uit kan kom. Dis die bloed wat hy vir ons gegee het. Dis die offer wat hy gebring het. En nou lê daai liggaam, daai verbryselde liggaam, vir 3 dae en 3 nagte in die graf. Sy siel is in die doodryk. So moenie kyk na die graf nie, kyk na daar waar hy in die doodryk ingegaan het, en vir die Satan gesê het, gee die sleutels van die dood en die doodryk. En hy het die deure van die doodryk oopgesluit. En die Bybel sê hy het opgestaan, halleluja, en die gees van God het daai oomblik, toe hy uit die doodryk uitkom, het daai sterflike liggaam, daai liggaam wat so verbrysel was, wat so stikkend was, het hy lewend gemaak, 'n nuwe liggaam, 'n verreëse liggaam, en hy het die eerstgeborene geword uit die dood uit, en hy is die hoof van die liggaam van Christus. So as ons die liggaam is, dan ons ook saam met hom opgestaan. Toe
2000 jaar terug uit die graf uitgekom het ons ook opgestaan, halleluja, in hom het ons opgestaan, ons lewe, Romeine 8 sê, as die gees van hom wat Jesus uit die dood het opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggaam, hierdie liggaam wat ek vanmôre insit, ook hierdie liggaam lewend maak, deur sy gees wat in ons woon. Daai selfkrag, daai opstandingskrag, die grootheid van daai opstandingskrag, wat Jesus daai opstandingsoggend lewend gemaak het, woon ook vanmôre in u en my, en dit maak ons sterflike liggaam lewend, halleluja. Elke dag maak daai krag van die gees ons liggaam lewend. Ons staan elke oggend op, saam met Jesus, ons is saam met, soos wat Paulus opgestaan het ons opgestaan. Ek het in my laaste gemeente was daar iemand, was 'n oud dominee, hy was 'n sendeling, 'n dierbare kind van die Here. Hy het baie oggende saam met my kom bid, het ek en hy gebid vir die gemeente. Hy was 'n kosbare mens. En as jy vir hom vra, om Ferdi Wacht was sy naam. Om Ferdi, hoe gaan dit vanmôre? Dan sê hy, ek het opgestaan. En daarmee het hy nie bedoel, ek het net fisies opgestaan nie, maar hy het bedoel, ek het saam met Christus opgestaan. Halleluja. Halleluja. En ek wil vanmôre vir u sê, ek het vanmôre opgestaan uit die slaap uit slaap. Ek het geslaap vandag en ek het opgestaan, maar geestelik staan ek ook vanmôre op. En ek wil hê u moet ook vanmôre geestelik opstaan. Opstanding is nie net vir die dag wanneer Jesus terugkom om ons 'n nuwe liggaam te gee nie. Elke dag moet ons opstaan en heers oor hierdie aarde, heers oor siekte soos dat hy geheers het, heers oor sonde, heers oor donkerte, heers oor duisternis, saam met hom, want ons sit saam met hom in die hemele. En hoekom sit ons? Want ons regeer saam met hom, halleluja. Al voel dit baie keer nie so nie, al voel dit nie, nee, ons word oorval deur smarte en die dinge van hierdie wêreld, wil ek vanmôre vir u bemoedig en sê, staan op, in Jesus naam, staan op. Bedink die dinge wat daarbo is, sê in Kolossense 3 vers 2. Hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek het, soek die dinge daarbo, waar Christus is aan die regterhand van God, en ons sit saam met hom daar aan die regterhand van God. Bedink die dinge wat daarbo is, nie op hierdie aarde nie. Ons moet ons gedagtes wegkruip van die negativiteit wat hierdie aarde bring, want die aarde, die wêreld is nog onder die vloek, alhoewel Christus het vrygekoop het, maar dit gaan nog nuut gemaak word. Die woord van die Here sê in Romeine 8, die hele natuur, kyk na die eersgeborenes, na ons, en die hele natuur sug en skud baie keer, omdat dit gebuk gaan nog onder daai vloek van die eerste Adam. Maar Jesus het dit losgekoop, maar dit gaan nog verander. Hy sê, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Met ander woorde, hierdie is nie wanneer Jesus gaan terugkom nie. Hy sê, nou as ons hom sien as die lewende Christus, en hy word aan ons geopenbaar vanmôre, soos hierdie lewende Christus, dan word ons saam met hom ook in heerlikheid openbaar. Hy sê maar, hier is die voorwaarde, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik sonde, slegte begeertes, gierigheid en afgodediens. Met ander woorde, jy kan nie lewe as jy nog op hierdie aarde vashou aan die aardse dinge nie. Jy moet dit afsterwe. Jy moet jou losmaak daarvan en jou vasmaak aan Christus Jesus. Staan op vanmôre soos dat hy uit die graf uit opgestaan het. Hy het opgestaan so dat ons kan opstaan. En hierdie sluit ek mee af. Hy sê daar was 'n bedekking. Dis daai skille wat van
van Paulus se oë afgeval het. In 2 Korintiërs 3 vers 15 praat hy van Moses. Hy sê, in die Ou Testament is daar nog 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Jy sien, die gordyn is geskeur. Daar is nie meer 'n skeiding tussen ons en God nie. Hy sê die Here is Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die opstanding is. Met ander woorde, wat Paulus hier sê is, as ons vanmôre kyk in die Gees, en ek wil hê jy moet die oë toemaak en sien die verheerlikte Christus. Hy is nie meer daai stikkende mens aan die kruis nie. Hy is verheerlik. Toe Johannes hom sien, het hy gesê, ek sien hom, een soos met wit hare, met 'n goue gordel om sy bors en 'n wit kleed wat tot op sy voete hang, sy oë soos vuur, sy stem soos die van baie water, soos 'n waterval. Hy sê en sy voete soos 'n gloeiende koper in 'n oond. En hy staan met die sleutels. En Johannes, wat hom baie goed geken het as 'n mens, hy was die geliefde disipel, sê ek het soos 'n dooie geword aan sy voete. Want ek kyk na die opkoms van die son, van hom wat opgestaan het uit die dood uit, die verheerlikte Christus. Maar hy het nie alleen opgestaan nie, maar ek het saam met hom opgestaan. Ek lewe omdat hy lewe. Ek regeer omdat hy regeer. Ek sit vanmôre saam met hom op die troon en ek regeer deur my Gees. Laat hierdie opstandingsboodskap van môre in jou hart vassteek. Laat dit vanmôre 'n werklikheid word, dat ons het saam met Jesus opgestaan. Halleluja. Ek sluit hiermee af vanmôre. Ons sing, daar's 'n ou lied wat sê, diep in die graf versteek Jesus my heiland, tot daardie dag aanbreek. En dan sê die koorvers, daar staan hy op uit die graf, triomferend oor al die vyyandsmag. Hy verrys as skepper van die groot heelal, en hy leef as koning van die groot heelal. Jesus leef, ja, hy leef, en omdat hy leef, kan ons ook opstaan en leef. Leef in hierdie opstanding. Leef in hierdie oorwinning. Moenie dat die smarte, die sorge, die donkerheid van hierdie wêreld ons oorskade nie. Kom ons staan op, elke oggend as ons wakker word, staan ons saam met Jesus op, en ons sit saam met hom in hemelse plekke. En ons bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op hierdie aarde aan die gang is nie. Want dit is waar ons oorwinning lê, as ons begin dink en sien, hoe hy ons sien. Halleluja. Mag die Here u ryklik seën op hierdie opstandingsdag. Mag jy opstaan vanmôre oor jou siekte, oor jou krankheid, oor die smarte, oor jou bekommernis, oor dit waaroor jy vanmôre bekommerd is. Mag jy opstaan. Soos Jesus daai vir Lazarus uit die graf uitgeroep het, so sê hy, kom vanmôre uit, staan op, saam met my, en ons woon saam met hom vanmôre in hemelse plekke. Vader, ons dank U vanmôre vir die opstanding. Halleluja. U het alles oorwin, Here. U lewe tot in ewigheid. U lewe, en die woord sê dat u bid vanmôre vir ons. U tree vir ons in by die Vader. Met onuitspreeklike sigtinge bid u vir ons, dat ons ook hierdie waarheid sal sien, dat die skille van ons oë sal afval, soos wat dit van Paulus se oë afgeval het,
dat ons geestelike oë, daai bedekking wat soms ook is ons al wedergebore, partykeer word ons nog steeds deur ongeloof bedek, Here. Sien ons nie die heerlikheid wat ons in U het nie. Vat daai blindheid, daai geestelike blindheid weg, dat ons U sal sien in die heerlikheid, in die majesteit, in die verreëse, en dat ons onsself ook so sal sien. Ek het opgestaan in Jesus naam. Amen. Halleluja. Die Here seën U ryklik. Leef in hierdie dag. Leef in die toekoms van hierdie dag af, in die opstanding wat Jesus vir ons kom bewerkstellig het. Amen.